Voorsitter, ons het die 4de van hierdie maand begin met 'n nuwe reeks getiteld Wie is God? En dan deel 1 het ons stilgestaan by die Here as 'n opperwese, met ander woorde God as persoon bo alle persone, bo alle regerings, bo alle instansies, God as nommer 1 in die heelal. En vanoggend gaan ons kyk na 'n tweede aspek, kenmerk, eienskap van God as persoon, en dit is sy alwetendheid. Wat beteken dit as ons sê God is alwetend, as ons dit so bid? Wat beteken dit as ons die Here vertrou, omdat ons glo hy weet alles? Die eienskappe van die Here, my broer en suster, die kenmerke van die Here, wie God werklik is, soos dit deurskemer deur feitelik elke bladsy, by elke bladsy van die Bybel, is baie subtiel, partykeer baie meer direk die fundament van ons geloof. Wanneer ons bid, dan dink ons nie, waar kom ek aan hierdie gebed? Wat gee en is die oorsaak van daardie gebed? Hoekom glo ek dit van die Here? Hoekom verwag ek dat van die Here? Ons sit as gelowiges met 'n klomp, 'n heleboel van verwagtinge van die Here wat elke dag in ons lewe opereer, werk. Maar ons sien dit nie direk werk nie. Ons sien dit nie direk in aksie nie. Dit is alles afkomstig van die totaliteit van wat ons altyd in ons hele lewe van die Here gehoor het. Daarom is het belangrik dat ons by tye teruggaan en net weer 'n bietjie vasmaak. Wie is God vir ons? Wie is hy? Wat kan ek glo van hom in my lewe? Wat kan ek verwag van hom in my lewe? Hoe leef ek as Christen? Dis baie belangrik. Dit vorm die basiese sekuriteit wat ons in die lewe het. Jesus, God se alwetendheid. Wat beteken dit as ons sê God is alwetend? Dit beteken die Here weet alles in die hede, hy weet alles wat in die verlede gebeur het, en hy weet alles wat in die toekoms gaan gebeur. Dit betref dan God se alwetendheid, wat betref alle kennis, alles wat die Here kan weet oor alles wat fisies is en alles wat feitelik is. Maar as ons sê God is alwetend, dan sê ons in dieselfde asem ook dat God ken alle gedagtes, alle bedoelinge, alle motiveringe van alle mense, nie net Christene nie. Daar's niks wat enigiemand van die Here kan wegsteek nie. Daar is niks wat die Here nie weet nie. Ons gaan stil staan by 'n hele paar skrifgedeeltes vanoggend, broer en suster. Ek lees deurgaans uit die Afrikaanse 2020 vertaling wat ek ook aanbeveel. 1 Johannes 3 vers 20. Wanneer ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Hier is die fokus op die menslike, waar ons inpas. God weet alles van alle mense af. Hy weet dit omdat alles wat in 'n mens gebeur, jou gevoelens, jou gedagtes, dit wat jy van bewus word, dit wat jy min van bewus is, maar dit gaan aan. Die weer, hoe warm is dit? Ons sal miskien eenmaal op 'n dag kyk, wat is môre se weer? Ek moet weet hoe ek gaan aantrek. Maar dan is ons verwagtinge in lyn met môre se temperature en so aan. Ons is nie heeldag, elke minuut bewus van wat is nou die temperatuur nie. Maar so gaan ons lewe, 'n stroom van lewe aan, en is die Here in staat om alles van ons te weet. Alles wat ek dink, alles wat van my as 'n persoon maak. Dit geld alle mense. En ons moet nie uit die oog verloor dat die Here het nou al alle mense geken deur meer as 1500, 2000 jaar. As jy oor 'n tydperk van 2000 jaar mense ontmoet en mense geken het, my broer, gaan jy soveel meer van mense weet, want jy het 'n klomp ervaring, 2500 jaar se ervaring, en God het dit, so afgesien daarvan dat almal 'n oop boek is vir die Here, het hy ook gesien wat mense
deur die periode van 2.500 jaar gedoen het, geleef het, gedink het, gevoel het. Hy weet van alles, van alle mense af. Nie net Christene nie, broer en suster, baie belangrik, maar ook alle mense wat nie Christene is nie. Ons is by Matteus 10 vers 29 en 30, bekende gedeelte, word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie, en selfs die hare op julle kop is almal getel. Word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie. 'n Asarius was 'n Grieks-Romeinse kopermuntstuk, my broer en suster. En die waarde van 1 Asarius was tussen 'n 10de en 'n 16de van elke persoon se daaglikse loon. Mense het nie salaris gekry nie, hulle het lone gekry. Hulle was omtrent almal dagwerkers. En as jy 'n dag lank gewerk het, kry jy 1 denarius. Dit was jou vergoeding gewees. En 'n Asarius se waarde was tussen 'n 10de en 'n 16de dan van 'n dag se loon, van 1 denarius. In ander woorde, die mense het min betaal vir mossies. Hoekom het hulle mossies gekoop? Hulle het die mossies geëet. Word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie. Met ander woorde, is 2 mossies se waarde nie so verskriklik laag nie. Vergeleke mossies as 'n voorbeeld teenoor Christene. Hier word 'n vergelyking getref. En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. Met ander woorde, iets wat so onbenullig is, onbelangrik. Wie dink nou aan mossies wat doodgaan? Maar selfs dit wat so onbelangrik is, weet God van elkeen van 'n mossie wat doodgaan. Elke voeltjie wat doodgaan, weet die Here van. Hy weet dit nie net nie, want dit val nie sonder julle Vader nie. Sonder julle Vader bedoelende sonder God die Vader se wil. So dis die Here se wil wat veroorsaak dat mossies doodgaan. Gewoonlik is dit dan kos vir ander diere. Dis die Here se wil, daarom weet hy daarvan. Wat is die boodskap daarvan, my broer en suster? Dat die Here weet van nie net goed wat belangrik is nie, hy weet van alles wat onbelangrik is. En dan, selfs die hare op julle kop is almal getel. Wie van ons is bewus van 'n haar of hare wat afval van jou kop af? Dis maar in die stort wanneer jy sien, veral as jy nou begin ouer word. O, daar lê 'n klomp van my hare in die stort. Dan word 'n mens eintlik, meeste van ons bewus, ek is besig om hare te verloor. Die Here weet wanneer elkeen val, nie net in die stort wanneer jy gestort het nie. So skerp en fyn en absoluut altyd kyk die Here na ons. Wie van ons dink ooit daaraan? Wie van ons word ooit wakker en gaan deur die dag en is bewus daarvan dat die Here hou jou elke oomblik dop? Haai broer en suster, die van ons wat dit hoor, ek sal nie verbaas wees as die meeste mense se reaksie negatief is nie. O, hoe die Here hou my dop te kyk wat ek verkeerd doen. My broer en suster, nee, die antwoord is nee. Hy kyk na jou altyd in liefde. Ek loop my nou vooruit. Die Here se alwetendheid, dat hy alles weet, is nie bloot 'n kwessie van hy moet alles weet nie. Net soos met ons. Ons het ook verskillende goed wat ons moet weet. Sommige dinge wat ons te wete kom, sê nou maar in die aandnuus, ons hoor dit en dit gaan by die een oor en by die ander oor uit, want ek is nou regtig nie daarin stel ek belang nie. Ander dinge stel ons weer meer belang in, nê? Miskien dinge wat ons kan raak, die ekonomie, ons werk. So dan gee ons meer aandag aan daardie kennis. Ander dinge wat ons weer hoor, is so belangrik, dit verander ons gedrag. Wat ek liewer terug met die teks hierso. Ons is by Matteus 10 vers 29. In ander woorde, die boodskap daar, my broer en suster, is dat die Here weet
alles, en wanneer ek sê alles, dan is dit wat onbelangrik is, wat ons onbelangrik ag. Die mense onbelangrik ag, dit weet die Here, sowel as dit wat belangrik is. Ons is by Jesaja 46 vers 9 en 10. Onthou die dinge van vroeër, van lank gelede. En nou is Jesaja besig om die Here se boodskap oor te dra in die eerste persoon, want ek is God en daar is geen ander nie. God en daar is niemand soos ek nie. Ek wat van die begin af die afloop aankondig. Afloop is einde. Van die begin voor iets gebeur, sê die Here, wat gaan dit mee eindig? Wat gaan die einde wees daarvan? Van lank gelede af kondig het aan dit wat nog nie gebeur het nie. Ek wat sê my raadsbesluit sal standhou, alles wat ek wil, sal ek uitvoer. Slegs die Here weet presies hoe die geskiedenis gaan verloop, my broer en suster. Die Here weet wat die toekoms inhou, omdat hy weet presies hoe mense gaan reageer op gebeure. Wat se gebeure? Gebeure wat die Here in ons as individue, aan ons as gesinne se pad plaas. Ons gaan deur omstandighede, gebeure, ons land gaan deur gebeure, ons streek gaan deur gebeure, partykeer gaan jou dorpie deur gebeure. Dit is die Here wat als wil, en omdat hy weet wat hy gaan doen, weet hy hoe mense daarop gaan reageer, en dit is die geskiedenis. Hy weet wat in toekoms gaan gebeur. Die Openbaringboek, my broer en suster, is 'n baie goeie voorbeeld vir ons van die Here se alwetendheid. Die Openbaringboek gaan oor die eindtyd. Wat gaan die laaste era, tydperk, klompie jare van die mense se verblyf op aarde, wat gaan dan gebeur? En daar het ons 'n uitvoerige beskrywing van wat 21 hoofstukke in die Openbaringboek, my broer en suster, en dis deurgegee aan Johannes omtrent amper 2000 jaar gelede. Het die Here al gesê, dit gaan gebeur, en ons wag nog, dis die toekoms. Dit wys net vir ons baie mooi voorbeeld van die Here se alwetendheid. Hy weet alles. Die Here weet wat gaan gebeur, want hy weet hoe die mensdom gaan uitdraai. Die Here ken mense so goed, hy weet dus hoe mense buite die Christendom se korrupsie gaan toeneem. Dit word beskryf in die Openbaringboek. Die Here weet ook hoe die mensdom se verloop beïnvloed sal word deur die gebeure wat hy sal laat realiseer. Die Bybel sê vir ons, die Here stuur elke land se geskiedenis af tot op 'n bepaalde einde. Met ander woorde, die Here is besig om gebeure in elke land te laat plaasvind. Kyk net wat alles in ons land gebeur het die afgelope 30, 40 jaar. Hoeveel gebeure is daar nie? Kyk net wat alles gebeur op die aand se televisienuus. Gedurig gebeure. Die Here het beslis, kom ek gee vir 'n voorbeeld, dat die apartheid era gaan beëindig. Die Here het besluit dat daar 'n demokrasie gaan wees in Suid-Afrika. Hy het besluit wie sou die eerste minister word en die tweede eerste minister. En so gebeure in ons land, stuur die Here ons land se geskiedenis, en so ook elke land. Hy's alwetend, maar hy's alwetend, baie belangrik, nie bloot dat hy alles weet nie, maar alles wat die Here weet, is deel van sy plan met die mensdom in die eerste instansie, broer en suster, nasies, lande, nie Christene, maar is ook baie beslis deel van die Here se plan vir my en jou lewe. Hy gebruik omstandighede in ons land byvoorbeeld wat almal raak. Christene en nie Christene. Die wetteloosheid. Dit raak almal van ons se lewens. Dis deel van die Here se plan vir almal van ons se lewens. Maar daar's daar omstandighede in ons persoonlike lewe wat net ons raak, wat net vir my raak, miskien my vrou, miskien net sy, miskien net ek. En dit is deel van die Here se plan vir jou lewe, om jou iewers uit te bring volgens sy plan vir jou lewe. En hy weet, voor hy al begin het met jou plan vir jou lewe,
Elkeen van ons het dit presies wat gaan gebeur in jou lewe, waar en hoe jou lewe gaan stuur, my broer en suster, tot die dag wat die laaste is vir jou op aarde. Sy raadsbesluit sal standhou. Die Here se alwetend en almag gaan weer eens hand in hand. Die Here se alwetendheid volgens sy plan, my broer en suster, en hy gebruik die alwetendheid om deur sy almag sy plan ten uitvoer te bring. So dit gaan altyd hand aan hand. Die Here se eienskappe is nie los van mekaar nie, dis geïntegreer, alles is deel van wat hy doen op aarde. Die Here se raadsbesluit, aan die ander woorde, dit wat hy besluit het vooraf wat gaan gebeur, ons praat van sy wil. Hy sê sy wil gaan bly staan. Met ander woorde, geen persoon of nasie kan die Here se wil verander nie. Die Here se wil verander ten opsigte van ons lewens. Soms verander dit wanneer ons deur gebed vir die Here vra dat dit verander. Ek kom in een of ander krisis, wat ook al, en die Here het vooraf geweet, as hy hierdie krisis in my lewe invoer, gaan ek so en so daarop reageer. En dan gebruik die Here krisisse in mense, veral Christene, ek praat nou van Christene se lewens, om hulle te stuur, om hulle uit te bring by sekere aspek van hulle verhouding met hom. Vir baie mense gaan dit oor 'n gebrek byvoorbeeld aan vertroue. Ek kry nie genoeg kans om die Here te vertrou in my lewe nie. Dan bring hy een of ander krisis in my lewe om vir my te help om my vertroue sterk te maak. Want iewers vorentoe is daar miskien deel van die Here se plan om vir Suid-Afrika in 'n groter krisis te dompel as wat dit nou is. Om Suid-Afrika se probleme nader aan my te bring wat my meer affekteer. Miskien by die werk, miskien hierso in Lime Acres, en dan moet ek gereed wees. Dan is die Here besig om ons almal gereed te maak en hy gebruik omstandighede om dit te doen. Ek haas myself. Ek is by die laaste gedeelte 1 Konings 8 vers 39. Moet u self hoor in die hemel, die plek van u verblyf, u moet dan vergewe en optree met elkeen handel volgens al sy dade, u wat sy hart ken, u alleen ken immers die harte van alle mensekinders. Ons fokus net vanoggend op daardie laaste paar woorde. Die Here ken alle mense se karakters en wese. Hy weet hoe al wat 'n mens is dink, wat ons dink. Hy ken ons gedagtes. Hy weet hoe ons voel. Hy is vertroud met ons vrese en met ons drome. Daarom kan die Here vir ons as Christene so goed beskerm. Omdat hy alle mense ken, weet hy watter mense, vir ons kan bedreig. Ek gaan op vakansie, so en so plek, ek weet nie hoe is dit daar nie. Ek weet nie watter tipe van misdaad is daar wat hoogtyd vier nie. Ek weet nie hoe ek my daar moet self beskerm nie. Wat moet ek doen om veilig te wees? Wat ek doen om my kinders en my vrou en myself te beskerm? Die Here weet alles wat daar vir jou wag by jou vakansieplek. En die bedreigings wat daar kan wees, gaan hy of die bedreiging of die mense wat bedreig of jou kan bedreig, gaan hy vir hulle wegvat sodat hulle nie by jou uitkom nie, of hy gaan vir jou van daardie bedreigings af wegvat. Een van die twee. Die Here kan jy nie beskerm as hy nie ander mense ken nie. As jy nie weet wat ander mense se planne is nie. As jy nie weet watter misdadigers watter planne het om wat aan wie te doen nie. En so beskerm die Here ons deur sy alwetendheid. Toe Jesus op aarde was, my broer en suster, ons het nou by die Nuwe Testament, leer ons baie uit die Nuwe Testament oor God se alwetendheid. Ons lees dat Jesus het by 'n hele paar geleenthede toe hy tydens sy sending, sy 3,5 jaar wat hy wonderwerke gedoen het, sy 3,5 jaar waarvan ons dan die evangelies lees, in daai tydperk is daar 'n hele paar voorbeelde van Jesus se alwetendheid. In Matteus 9 lees ons dat Jesus het presies geweet wat die mense gedink het wat daar rondom hom gestaan het. Hy het dit geweet.
In 'n ander gedeelte in die Bybel is Jesus by die put van Sigar en daar kom 'n vrou aan en hy vertel vir haar hele verlede. 'n Totale vreemdeling wat hy nog nooit ontmoet het nie en hy weet presies hoe haar lewe gelyk het en vertel vir haar met hoeveel mans sy getroud was. Die Here se alwetendheid. So het Jesus byvoorbeeld geweet dat Lazarus dood was, terwyl hy 40 kilometer, meer as 40 kilometer van Lazarus af was toe hy dood gegaan het. Onthou daar was nie telefone en radio's, niemand het vir Jesus kon vertel nie. Hy het dit net eenvoudig geweet. Voor sy laaste ete met sy apostels, broer en suster, stuur hy hulle uit om te gaan gereed maak vir die ete. En dan vertel hy vir hulle, wat gaan gebeur? Julle sal uitgaan en daar gaan julle so en so 'n persoon kry met 'n jong vul en esel. En julle moet daai vul en esel kry. En dan gaan dit gebeur en dit gebeur. Die Here se alwetendheid wat gedemonstreer word oor die toekoms. Hy weet presies wat gaan gebeur. En dan Johannes 1, om net nog een voorbeeld te noem, ontmoet die Here 'n man met die naam van Nathanael. En dan lees ons daar, as Nathanael so aangestap kom, dan weet die Here presies wie hy is. Wat 'n soort persoon hy was. Die Here onmiddellik alwetend oor daardie persoon. Maar interessant, die Nuwe Testament vertel vir ons ook waar Jesus nie alwetend is nie. Waar God die Vader Jesus se alwetendheid beperk het. So vertel Jesus byvoorbeeld vir ons, lees ons in die Bybel, in die Nuwe Testament, dat hy weet nie wanneer die einde gaan wees van die mense bestaan op aarde nie. Jesus sê baie duidelik, net die Vader weet dit. Jesus sê ook baie duidelik, hy weet nie wanneer hy terugkom aarde toe. Net die Vader weet dit. Met ander woorde, en dan baie belangrik, lees ons in die Nuwe Testament, dat alles wat ons van Jesus lees, wat hy gesê het, en alles wat Jesus gedoen het, al sy wonderwerke, het hy niks van geweet nie. Alles wat hy gesê het, het hy eers gehoor, die Vader sê vir hom, sê dit, dan sê Jesus dit. Dan sê die Vader vir hom, sê dit, dan sê Jesus dit. En dieselfde met al die wonderwerke. Hier in Jesus se kop het hy 'n prentjie gekry van elke slag, wat moet hy doen met elke wonderwerk. Die Vader het vir hom gewys wat jy moet doen, dan doen hy dit. Dan wys die Vader wie jy moet so maak, dan doen hy dit. Met ander woorde, daar is Jesus se alwetendheid, wat om te doen en wat om te sê, beperk deur God die Vader. Maar dit was net weerhou toe Jesus op die aarde was. Ek sluit af. Broers, God se alwetendheid is altyd in diens van sy wil. Met ander woorde, die Here weet alles van alles af, nie bloot net om dit te weet nie. Hy weet dit omdat hy dit moet weet. Hy moet dit weet omdat hy daarvolgens sy plan vir die mensdom ten uitvoer bring. Dis nie bloot net iets wat die Here weet omdat hy geïnteresseerd is nie. Soos dit met ons in geval is met broer en suster, dinge wat ons moet weet, wat ons gedrag bepaal. Ek moet weet wanneer ek betaal word elke maand, want daarvolgens besluit ek wanneer ek vir die maand gaan kos koop. Dis hoekom baie mense nie hier vandag nie, hulle is weggeraap Kimberley toe en Bloemfontein toe om dit te gaan aankoop wat hulle nodig het vir die volgende maand. Ons moet dit weet, want daarvolgens rig ek my gedrag. Dieselfde met die Here. Hy moet goed weet, want daarvolgens bring hy sy plan vir ons as Christene, maar ook vir die mensdom ten uitvoer. Die Here moet alles weet, sodat sy wil, wat hy opgestel het, uitgevoer kan word. Hy moet alles weet, broer, suster, om elke gelowige se lewensplan vir elkeen van ons te kan bestuur. Hy moet alles weet, om te weet watter sondes is ek nou besig om te sê, Here, vergewe asseblief. Dis wonderlik. As ek Here vergewe my sondes, dan weet die Here presies waarvan ek praat. Hy weet presies van watter sondes ek praat. Hy moet dit weet. Hoe kan hy iets vergewe as hy nie weet waarvan praat ek nie? Hier se alwetendheid is ook in diens van sy liefde, my broer en suster. Die Here moet alles weet, omdat hy in sy liefde optree. Ons weet alles, maar ons sou verkies om nie alles te weet nie, want sommige dinge wat ons te wete kom,
maak ons kwaad. Maak ons ongelukkig. Laat vir my en 'n ander bykom. God is nie so nie. Alles wat hy weet, gaan deur die filter van sy liefde. Hy kyk na ons met liefde. Hy kyk na ons sondes met liefde. Hy besluit op sy plan vir ons lewens deur liefde. Dis alles liefde gedrewe. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat U alwetendheid altyd in diens is van U liefde en U wil, U plan vir ons in ons lewens. En daardie plan, Voorsitter, Here, is nie net 'n kwessie van my nie, maar dis ook vir ons land, ons omgewing, die wêreld. Dankie dat ons ook daarin kan sien dat U plan vir ons weerhou van baie ander dinge wat deel is van die plan vir hierdie wêreld. Ons is nie blootgestel, Here, aan die teëspoed van die ongelowiges nie, die teëspoed van hulle wat nie op U wil vertrou nie, die teëspoed van hulle wat hulle self oorgee aan hulle self en hulle eie sonde. Dankie dat ons weet dat U na ons kyk in liefde. Ons bid in Jesus se naam. Amen.